Amen, is dit nie wat hy vir ons gedoen het nie? Oorwinning vir ons gegee. Our propitiation. Ons versoening met die Vader. Mag sy naam verheerlik word. Kom ons sit asseblief. Ons is besig met 'n reeks waar ons besig is mos met gesinne. Ons het gesê hierdie jaar gaan ons hard fokus op familie. Gesin. Want as die gesin gesond is, as die pa gesond is die gesin gesond. En so spoel dit af. Vir jou omgewing, jou gemeente. So ons gaan hierdie jaar hard fokus op ons gesinne. En ons het laas week in Saterdag met die manne breakfast het ons gepraat en ons het begin met 'n skrifgedeelte van wees heilig, want ek is heilig. En ons skrif vir die jaar het ons uitgestuur van Jesaja hoofstuk 40, waar ons krag by die Here kry. En ons gaan gereeld teruggaan na daai gedeelte toe. Maar vanoggend wil ek spesifiek, en ons is besig om die fondasie te lê, van waartoe ons gaan beweeg. Want ons gaan, nou nie volgende week, want volgende week is ons kleinkind se inseëning. Kan nie wag vir dit. So, ek gaan 'n spesiale diens wil hou vir dit, maar van daar af gaan ons begin werk aan verskillende tafels. So ons gaan eers kyk na die tafel van die Here. Dan gaan ons kyk ons tafel in ons huis. En wie sit in jou tafel by jou huis? En gooi ons spiese vir mekaar aan die tafel by die huis, soos wat Saul gedoen het met Dawid. En dan gaan ons weer kyk na die tafel by die werksplek. Dan gaan ons kyk na 'n tafel met jou vriende, wanneer jy braai en wanneer jy kuier, dan gaan ons daai tafel kyk. En ons gaan na klomp verskillende tafels kyk. En ons gaan hard konsentreer en saam bid en saam vertrou van 'n gesonde familie. Want dit is belangrik wie saam met ons aan tafel sit terwyl ons kuier. Wie sit daar? En wat se gesprekke is daar? En ons gaan diep delf in dit. En dan gaan ons weer so teruggaan weer na die man en die huwelik en die vrou en ons gaan dit so die mekaar maak. Maar vanoggend se boodskap, as julle gesien het die titel wat ons uitgestuur het. Die titel van die boodskap: My liggaam, maar God se tempel. My liggaam, maar God se tempel. So vanoggend se boodskap is nie 'n maklike boodskap nie, en dit is nie 'n maklike een om te kon oopbreek in die skrif nie. Want wanneer jy die skrifgedeelte lees en jy deursoek hom nie, en jy gaan bestudeer dit nie, dan gaan hierdie skrifgedeelte nie vir jou sin maak. Want jy gaan iets lees en in die middel van hierdie gedeelte praat hy van Jesus wat sterf en opgewek word, en dan begin hy weer met iets anderste. En dan wonder jy by jouself, maar hoekom sal hierdie sin en hierdie hele gedeelte wees as jy hom vat in konteks? Want dit maak dan nie vir jou sin nie. Okay? Maar wanneer ons nou hier gaan deurbeweeg, dan gaan ons agterkom. Dis hoekom hy hierdie skrifgie gesit het. En dit is wat ons nog vanoggend gaan kyk. So maak julle Bybels vir my oop by 1 Korintiërs. 1 Korintiërs. Dan gaan ons na hoofstuk 6 toe. 1 Korintiërs hoofstuk 6, terwyl julle so toe gaan. Hierdie boek was geskryf gewees vir die Korinte kerk. En soos ons weet, die boek van Korintiërs is om probleme op te los in die kerk. Jy kan maar die hele hoofstuk 1 tot hoofstuk 15 vat, en jy vat hulle almal saam. Kort is verwys hy van hoe om die kerk die probleme uit te sorg. En dit is wat apostel Paulus hier doen. En hierdie is een van die gedeeltes in die Bybel wat nie net is vir die Korinte kerk, maar dit is ook vir my en vir jou vandag hier. Dit is ook vir ons as gemeente. Hartkraai familiekerk. En ek glo dis vir elke kerk al buite. Hierdie boek het baie uitdagings. Hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees, het verskriklik baie uitdagings. En dan vir my en vir jou om dit te kan verstaan, moet ons gaan ons gedagtes hier moet sit. Ons moet baie noukeurig moet luister.
want dit het ons gedagtes nodig, om hierdie gedeelte te kan verstaan. Kom ons lees saam. Kom ons gaan na vers 12 toe. 1 Korintiërs, hoofstuk 6, vers 12. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Die voedsel is vir die maag en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. En hier is hierdie sin wat nou iewes skielik net hier ingedruk is. En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. Nou kom ek weer terug. Weet julle nie dat julle liggaam lede van Christus is nie? Sal ek dan die lede van Christus neem en lede maak van 'n hoer? Jy weet van 'n hoer maak? Nee, stellig nie. Nou die woord stellig nie, is die hoogste verduideliking wat hulle in hulle taal, Hebreëse taal, hier vir ons kan verduidelik. Nee, nogmaals nee, nooit nie sal ons dit doen nie. Dis wat op neerkom. Nee, stellig nie. Of weet julle nie, dat hy wat 'n hoer aanhang, met haar een liggaam is nie? Want die twee, sê hy, sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Vlug van hoerery. Enige sonde wat mens doen, is buite die liggaam. Maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. Of weet julle nie, dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees, wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik, hoor nou, verheerlik God dan in julle liggaam, en in julle gees, want, wat? Aan God behoort. 'n hele mond vol. Baie. En soos ons weet, baie duidelik, kan ons sien presies waaroor apostel Paulus hier praat. Ons weet waartoe hy beweeg. Ons kan dit hier sien. En wat hy sê vir ons en vir die kerk, ons moet vlug van immoraliteit. Ons moet vlug van onreinheid. Ons moet vlug van hoerery en die bose seksuele begeertes. Ons moet vlug daarvan. En hier is eintlik 'n oproep vir my en vir jou om moreel skoon te wees. Dis die oproep vir ons. Ons lewe vandag in 'n wêreld, maak nie saak waar jy kyk nie. Alles gaan net oor seks. Alles. Sit jy jou foon aan? Seks. TV? Seks. Praatjies om 'n braai? Seks. En dit is so boos en uit verbandheid. En dit is so vuil. En vandag, wat ons sien is soveel predikers wat besig is met die boosheid van seks. Ek kan vir julle name noem van groot predikers wat nou besig is om tronk toe te gaan as gevolg van kindermolestering. Vandag. En dit is hierdie kinderpornografie. En dit is die, en dit is daai, en dit is net al hoe bose. En dit is wat apostel Paulus hier kom besig is om reg te stel in die kerk, want dit het plaasgevind binne die Korinte kerk. Dit het ingekry in die kerke. Ek meen, waar het jy gesien, jy ry op 'n highway en jy sien 'n groot billboard, Sex Expo. Moenie so verloop jy, want jy mag dalk vriende raak. En daar is soveel stemme daar buitekant wat vandag sê, dis oké. Dis oké. Dis oké om seks te hê. Ons is gemaak vir dit. Dis ons die liggaam. Dis alright. En weet jy wat? Dis oké om jou vrou
en jou alleen in die binnekamer so 'n bietjie op te spice. So kom ons kry allerhande gadgets en goedjies en movies. Dis mos in jou binnekamer. Niemand weet wat jy met jou vrou in jou binnekamer met allerhande toys nie. En ons regverdig dit. Maar min weet ons wanneer 'n man en 'n vrou bymekaar kom, ons is besig om God te verheerlik. Dis worship. Deel daarvan. Want kyk jy na die huwelik man en vrou, kyk jy na die kerk. En vandag in berading, as jy by sekere pastore kom in berading, dan sê hulle maar, hoekom ek sê vir jou kom gaan dit so in jou huwelik, want jy spice dit nie op nie. Gaan 'n bietjie seksshop toe en gaan kry vir jou die en daai en maak dit 'n bietjie opwindend. Boos uit die put van die hel. God het die man en die vrou een gemaak, saamgevoeg. Nie die man, vrou en toys nie. Jy weet, die wêreld sê daar buitekant, jy moet jou, wat is die Afrikaanse woord vir fantasies? Fantasie. Jy moet dit uitleef. Want almal het ons fantasies, né? En as jy dit nie gaan kry by die huis nie, gaan jy dit op 'n ander plek soek. Regtig? Ons weet nie eens 'n 0,00002% van wat werklik buitekant aangaan, hoe boos dit werklik is nie. Ons hoor maar net hier en daar nou 'n ding. Maar kyk op die TV met die hofsaak met P Daddy. Is dit P Daddy? P Diddy. Met sy wat noem hulle dit? Wat noem hulle daai skandaal? Freak-offs. Dis 'n white party. Bad. Bose goed. En hierdie stad van Korinthe was bekend gewees vir hulle 'n seksuele moraliteit. Soveel dat as jy 'n studie gaan doen, was daar 'n gesegde gewees, 'n sêwoord gewees van Korinthe. En wanneer jy besig is met enige iets en jy's nie eens aan daai dorp nie, het die mense op na jou toe gekom en sê, jy trek Korinthe op jouself. Jy's net soos die Korinteërs. Baie interessant as jy die studie gaan doen daaroor. So boos was hulle gewees. Ons het ons nou laas jaar het ons vinnig gekyk en ons het so 4 boeke behandel van Openbaring en ons het gesien die boosheid wat daar gebeur het binne in die 7 kerke. Van die kerke was skoon en rein en van die kerke het goed ingekruip en ons het na die klop afgode gekyk en getalle en nommers en al hierdie goed. En nou hierdie kerk van Korinthe het ook 'n afgod gehad. Wat ons gesien het wat dieselfde kerk in Openbaring gehad het. Die afgod van Apollo. Nou Apollo was die afgod gewees van homoseksualiteit. En hulle het 'n tempel gehad wat 200 voet hoog gebou is op 'n hiel wat afgekyk het op die Korinthe. En daar was plus minus 1000 vrouens in daai tempel gewees wat hoere was. En hulle het in die aande uitgegaan en al die mans gaan begin verlei. En van hulle was kinders van die Here wat in die kerk gekom het, wat in die tempel gebly het. En dis hoekom hy die koneksie hier maak van die tempel. Want hy probeer die koneksie maak, maar jy is in daai tempel besig met boosheid, maar jy nie geweet dat jou liggaam 'n tempel is nie. En hy maak daai koneksie van die tempel. Hulle het 'n godin gehad in daai tempel. En die godin se naam was Aphrodite. Aphorodite. Aphrodite. En hierdie seksgodin, sy was bekend gewees the goddess of love, passion, desires, beauty and fantasy. Dit was haar rol gewees. En sy was saam met die afgod Apollo wat homoseksuele gedoen het daar binne. En in die middel van die boosheid kom God
en hy plant 'n kerk. Maar van die mense, nie die hele kerk nie, maar van die mense wat in die kerk is, het nog steeds aangegaan met hulle bose seksuele moraliteit. En hulle het probeer regverdig. En die apostel Paulus kom en hy skryf hierdie gedeelte aan die kerk en sê, haha, wag 'n bietjie. Hoe sal ek my een maak met 'n hoer? Nee, stellig nie. Nee. Paulus skryf, en wat hy hier sê vir ons, God het glad nie sy standaard van morele waardes gedrop nie. Of ekskuus nie, of verander. Bly dieselfde. Bly dieselfde. En reg deur die Bybel sien ons die oproep waar God sê vlug van die moraliteit. Vlug, hardloop. Kort sien ons dit in die Bybel, reg deur. Van Genesis tot in Openbaring. En in hierdie gedeelte wat ons nou gaan sien is, nou gaan ons hierdie skrif vat, nou gaan ons hom opbreek. So ons gaan 3 verse vat, want ons gaan hom in opdelings insit. En die eerste deel is die eerste 3 verse. En die opskrif wat ek hier so het van die eerste 3 verse is die vermaning. Apostel Paulus kom daar met 'n vermaning in liefde. Hy sê nee. Maar voordat ons daarna gaan kyk na hierdie vermaning wat hy doen, sien ons iets anders in hierdie hele gedeelte. Ons sien eintlik 2 stemme wat hier praat. Jy sê ek sê, jy sê ek sê, jy sê ek sê. Kom ek verduidelik, om hierdie gedeelte te kan verstaan, mooi luister nou vir my. Dis hoekom die ouens hierdie gedeelte mis, en hulle verstaan hom nie. Paulus sê, wat hulle sê, dan kom Paulus, dan herstel hy dit. Kom ons lees dit saam. Kom ons gaan na deur. Vers 12. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof. Dis nie Paulus wat dit hier sê nie. Alhoewel Paulus dit praat nou, maar dis nie sy oorspronklike woorde wat Paulus sê nie. Paulus herhaal dit wat die Korinte kerk sê. Dan kom Paulus met sy gedeelte, met die tug, met die korreksie. Dan kom hy sê, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Ek sal nie onder die sonde kom nie. Ek gaan nie laat dit oor my heers nie. Ek gaan nie naby dit kom nie. Ek gaan vlug daarvan af. Dan kom ons na die volgende gedeelte toe. En weer eens, dis nie Paulus wat hier praat nie, alhoewel hy dit sê. Kom hy hier en hy sê, maar ek sal my, vers 13. Die voedsel is vir die maag en die maag is vir die voedsel, en God sal die een, sowel as die ander, tot niet maak. Dis wat die Korinte gesê het. Maar jy verstaan nie. Dis oké om die sonde te doen, want onthou nou, die maag is vir kos, en die kos is vir maag, en die liggaam beteken niks. Hy gaan ons tot niet gaan, God gaan hom tot niet maak. So, wie worry oor die liggaam, net sodat ons gees alright is. So ons kan doen in ons liggaam wat ons wil. Kom ons beproef alle dinge, maar ons behou die goeies. Is dit nie wat ons gewoonlik mos sê, wat? Kerksmense sê dit mos? Dis nie wat, dis boos. Nou weer eens, nou kom Paulus, nou kom maak die hers, jy weet, nou is dit sy woorde. Nou sê Paulus hierso, en die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here, en die Here vir die liggaam. Sien julle dit? Hierdie 2 stemme wat praat? Ok, kom ons vat hom verder. Kom ons gaan na Matteus hoofstuk 5 toe. Kom ons verduidelik dit in julle uit Matteus hoofstuk 5 uit. En hierdie is die bergpredikasie van Jesus Christus toe hy begin preek het. Luister wat sê hy hierso in hoofstuk 5 van vers 21. Jesus praat nou. Net Jesus praat. Hy sê, julle het gehoor, dat die mense van die ou tyd gesê het, vers 22, maar ek sê vir julle. Onthou, dis wat julle altyd sê, maar nou kom ek met die waarheid. Kom ons gaan na 27. Julle het gehoor, dat aan die mense van die ou tyd gesê het, jy mag reg preek nie, maar kyk wat sê hy nou op 28, maar ek sê vir jou. Kom ons gaan na 31 toe. Daar is ook gesê,
Vers 32. Maar ek sê vir julle. En dit is presies wat apostel Paulus hier doen. Maar die enigste verskil is, apostel Paulus sê nie, julle sê, en ek sê nie. Want Paulus skryf aan die kerk. En die kerk weet wat hulle gesê het. En dis hoekom hy dit net sê. En dan kom hy met die regstelling. En as dit nie so gaan verstaan nie, gaan hierdie gedeelte nie vir ons sin maak nie. Dit gaan ons kop vlieg. Dis die eerste gedeelte wat ons moet verstaan. Twee stemme wat hier praat, twee groepe, maar apostel praat alleen, Paulus. Hulle sê die waarheid sê. En die enigste ding wat apostel Paulus hier doen, hy sê vir hulle, ek sê vir julle, hier is die waarheid. Dis die lyn. En die Corinthians Church, die kerk van Korinthe, hulle begin dit so, hulle sê, alles is my geoorloof. Alles. So wat hulle doen is, alles wat hulle doen, al hulle sondes wat hulle doen, is oké. Is ons geoorloof. Alles. En die rede hoekom hulle kom met die woord, hulle begin met alles, want hulle wil hulle self nou regverdig, waarmee hulle nou mee besig is. En as iemand ons reg korrek, wat doen hy? Hulle wip homself. Baie van. Wat offens. Nee? So, en dis wat hy hier doen. Want hulle wil hulle self nou regverdig waarmee hulle, en ons noem dit dualism. Dualism. Wat is dualism? Kom ons skei die liggaam van die gees. Ek kan doen in die liggaam wat ek wil, want hy gaan sterf, hy gaan nie bestaan nie. Maar, net solank die gees oké is, en ek het bely en ek glo in die Here. Dis oké. So kom ons skei die twee van mekaar. That's dualism. En hulle was besig met dualism binne die kerk. En vandag is die kerk besig met dualism. Dis hoekom jy prediker skryf wat dronker word as die mense wat in die pew sit. Dis hoekom ons soveel predikers is wat besig is met bose seksuele verhoudings, skelmverhoudings in die kerk. Maar hulle staan op 'n pulpit. Want hulle skei die twee van mekaar. Maar as jy nou gaan en jy gaan kyk, jy kan nie die twee van mekaar skei nie. Want die liggaam is verskriklik belangrik, en dis hoekom ek gekom het met vers 14. Waar hy sê, maar die liggaam word opgewek, so ook julle sin. Julle liggaam gaan ook, en hy probeer die koneksie maak van, jy kan nie in jou liggaam doen wat jy wil nie. Jy's 'n tempel, jy behoort aan God, jy by jouself nie. En dis die koneksie wat hy nou hier maak. En ons het selfs gesien in Openbaring hoe belangrik die opstanding is, in die liggaam is. Ons het, as jy gaan na hoofstuk 1 van 1 Korintiërs, hoofstuk 1 tot hoofstuk 15. Hy gaan die hele tyd oor die liggaam, en oor Christus se liggaam wat opgewek is. Die hele boek, moet dit nie vir ons iets sê nie. Is dit dan nie belangrik nie? Maar ons sê vandag, nee, is oké. Ek is onder genade. Genade. Ons is onder genade. Onbeskryflik groot. En ja, genade is onbeskryflik groot. Maar moet dit nie misbruik nie. Ons is onder genade. Dis oké. Ek is mos vergewe van al my sondes, die verlede, nou en my toekoms. So hoekom moet ek worry? Ek is dan vergewe. Ek kan mos doen my liggaam wat ek wil. Ons is mos vry in Jesus. Nee, die seun vrymaak is waarlik vry. So ek is dan vry in Christus. Hoekom moet ek worry? Die kettinge is aan afgebreek en hy het gekom in Jesaja 40 en die tronk se deure is oopgesluit. En die naam van die Here is aangekondig, ons is mos vry. Ek kan doen wat ek wil. En ons regverdig onsself, ons eie sondes binne die kerk. Dis kom dit van toepassing is vir ons ook en nie net vir die Korinthe kerk.
En dit is wat Paulus hier kom aanval. Die gedeelte. Daar is 'n bose tipe mindset wat sê alles is geoorloof. Want alles is nie geoorloof nie. Dis hoekom Paulus dit nie gesê het nie. Want nie alles is geoorloof nie. Daar's goed in die Bybel wat die Here vir ons sê bly weg, hardloop af vanaf. Is dit dan geoorloof? Nee. Dis hoekom Paulus dit nie gesê het nie. Hy herhaal net wat hulle gesê het. Want anders het Paulus homself hier kontradiek. Dan kan ek hierdie Bybel vat en weggooi, want dis 'n joke. Hoe kan jy een ding sê, maar jy doen 'n ander ding? Alles is my nie geoorloof nie. Alles wat God hier vir ons skryf in die Bybel, hy lei ons, hy rig ons in die regte rigting. Paulus sê ook nie hier, luister nou mooi, Paulus sê ook nie vir ons hier, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Hy sê nie, wat hy sê, ag, ek gaan so 'n paar kappe drink saam met pelle by 'n braai, dit gaan nie oor my heers nie. Ek is sy baas, ek weet wanneer om hom neer te sit. Kom aan, het julle al so gesê? Ek weet wanneer om my streep te trek. Gaan nie oor my, dis nie wat Paulus hier sê nie. Paulus sê, ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan nie onder dit kom nie. Nee. Want die liggaam, die soewereine God wat gesterf het in die kruis vir my, hierdie liggaam is nou sy tempel. En hy gaan dit skoon, gaan reinig. Want my liggaam gaan God verheerlik. Dan sien ons op vers 13. Voedsel is vir die maag en die maag is vir die voedsel. Reg? Nou wat hulle hier kom is, hulle probeer hulle self so regverdig, hulle downplay dit nou. Onthou nou, so seks is vir die liggaam en die liggaam is vir seks. Dis eintlik wat hulle kom sê. Dis wat hulle op neerspeel. Kos is vir die maag, en maag is vir die kos, liggaam is vir seks, seks is vir liggaam. Hallo. Hulle sê, nee. Dis nie hoe dit werk nie. En dis hoekom kom hy met hierdie absolute vermaaning. En hy sê, en die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here en die Here vir die liggaam. Jy sien, wanneer God ons nuut maak hy alles nuut. Jy gee jou liggaam alles, jou denke, hy maak alles nuut. Ons is nie meer van hierdie wêreld nie. Ons dink nie soos die wêreld nie, ons doen nie wat die wêreld doen nie, ons begeer nie wat die wêreld, ons is heeltemal nuut gemaak. Gees en liggaamlik. Gaan die liggaam sterf, verseker. Maar weet jy wat? En dis hoekom hy dit noem. Ons gaan 'n nuwe liggaam kry. 'n verheerlikte liggaam kry. Die liggaam maak saak. Wat ons hier doen. Dit maak saak. En Paulus probeer dit baie duidelik vir hulle hier maak. In die tempel waar hierdie afgode aanbid was, wat hulle gedoen het, klomp vrouens met hulle bose seksuele moraliteit, is wanneer hulle die orgies gehou het en bymekaar gekom het en al hierdie bose goed gedoen het, en hulle klimaks bereik, het hulle dan gesê, ons gaan in 'n dieper geestelike vlak in. En dan het hulle die kosse wat geoffer was vir hulle, vir hierdie afgode, het hulle dan na die tyd hulle self verlustig daar. En kyk hoe vermaan Paulus hulle. Hierdie liggaam is vir die Here. En die Here is vir hierdie liggaam. Veral kerk wanneer dit kom by seks. Manne, vrouens wat getroud is, want as jy nie getroud is nie, mag jy dit nie doen nie. Veral wanneer dit kom in 'n huwelik. Veral. Hou jou liggaam skoon. Hou dit rein. Alles wat ons doen met ons liggaam moet 'n
aanneemlike aroma wees vir God. Ons eer God deur ons liggaam. Ons gaan dit nou sien. Hy sê dit nie. Ons eer God deur ons liggaam, want dis die tempel. Kan ek julle vra, ons almal ken die Ou Testament, né? Ons almal weet wanneer die hoofpriester ingegaan het en dan het jy nou die voorstoep gekry, die voorportaal en dan het jy die heilige en dan die allerheiligste gekry. Reg? Wanneer hy in die allerheiligste ingegaan het, die profeet. As hy nie vir sy sondes geoffer het en bely het en skoon ingegaan het en reg ingegaan het nie, wat het God gedoen met hom? Nie na dood gemaak, reg? Okay, want dit was sy tempel. Hy het in die heiligste van die heiligstes ingegaan. Nou is ons die tempel waar Christus in woon. Alright? So ek kan doen wat ek wil, maar dis goed vir die priester om doodgemaak te word wanneer hy 'n hoer invat, saam met hom in die heiligstes van die heiliges. Dis reg. Maar wanneer ek besig is met sondes en ek is die tempel van God, dit maak nie saak nie, daar's genade. Kom ons maar doen wat ek wil. Daar is genade. Wanneer ons sondig. Maar ons gaan dit nie 'n patroon maak nie. Ons gaan dit nie beoefen nie. En dan maak hy hierdie gedeelte van vers 14 vir ons sin. So wat hy hier vir ons sê in vers 14, die liggaam, en wat kan jy doen met hierdie liggaam, is so belangrik vir die ewige plan van God. Selfs wanneer ons doodgaan, en so kom hy dit sê, sal hy ons gees vat, weer terugsit in die liggaam, die verheerlikte liggaam met die opstanding. Dis so belangrik ons liggaams. Dis so belangrik dit is. So dit maak saak wat God sê oor ons liggaam en wat ons doen. Ons moet maagdelikheid. Ons moet maagdelikheid, moraliteit, godsvrug, reinheid in die kerk van Jesus Christus, in ons huise, in ons binnekamers, moet ons beskerm. Ons moet teen hierdie goed praat. Ons moet dit oop lê. Dis omdat mense dit nie preek nie. Hulle is te bang om dit te doen. Of hy self besig daarmee, of hulle is bang hulle jag hom in die gemeente uit. En die wat dit wel doen, se gemeente is groei in geestelike volwassenheid. Hulle soek die waarheid. Daar is daarom 'n paar van. En dan gaan ons na die volgende gedeelte toe. Hierdie volgende gedeelte is vers 15 tot vers 17. En ek haas my nou gaan vlugtig hierdeur agter. Hy het gekom met die vermaaning en nou kom hy met vrae. So, hy gaan hulle begin uitdaag en hy gaan hulle begin vra. En hulle het so verstom gestaan, hulle kon hom nie eens antwoord nie. Kom ons hoor gou die eerste vraag wat hy vra. Weet julle dit nie? Weet julle dit nie? Dat julle liggaam lede van Christus is? Sal ek dan die lede van Christus neem en die lede van 'n hoer maak? Volgende ene. Of weet julle nie dat julle wat hoereer aanhang, 'n hoer aanhang, met haar een liggaam is? Want die twee, sê hy, sal een vlees wees. Maar wie die Here aanhang, is een gees met hom. Een gees met hom. So wat hy dan hier doen, is, hy sê alles is belangrik. Wat jy doen met jou liggaam. En Paulus begin nou hierso. Hy sê, julle moet dit weet. Weet julle dit nie? Verseker weet julle dit. Wanneer jy wedergebore is en wanneer jy in Christus is, moet jy hierdie weet. Ons gaan terug na babamelk toe. Nie meer vaste kos nie. Jy moet hierdie weet. Verseker weet jy dit. Dis wat die woord weet jy dit nie beteken. Verseker moet jy dit weet. Ons fisiese liggaam is nou een met Jesus Christus. Is nou ons nou Christus? Wat sê Apostel Paulus? Christ
in me. Christus in ons. Reg? Die hoop op alle heerlikheid. Ons nou Christus wat in ons is. Christus is nie daar ver nie. Christus is nie op 'n ander plek nie. Ek hoor hierdie mense praat van, en ek gaan nou, kom ek gebruik drugs as 'n voorbeeld. Dis 'n goeie voorbeeld, maar kom ek gebruik drugs. Bekering gekom en nou het jy in sonde geval en nou het jy gesondig. Nou sê die mense, ja, die oomblik toe jy die naald ingedruk het Jesus daar langs jou gesit en het vir jou gekyk. En nou wag hy vir jou om weer terug te kom. Wat 'n klomp snert. Christus in ons, nie Christus langs my nie. So gaan Christus die hele tyd in en uit as jy iets fout doen? Nee. Hy sê dat jy nooit begewe en nooit verlaat nie. So wie is ek om God dan 'n leenaar te maak en sê sodra ek gesondig het, is Christus nou weg van my af? Christus bly ons is die tempel. So nou wat God doen, die Heilige Gees doen en Christus doen, hy kom klaar jou aan. Dan bely jy, dan hardloop jy terug na hom toe. Jy wat werklik in Christus is. Hy bly in jou. Nou wat apostel Paulus vir hier sê, sal ek hierdie liggaam lede maak met 'n hoer? So sal ek Christus deel maak met dit wat ek nou besig is mee? Nou lyk dit nou 'n ander prentjie. So wanneer ek 'n bietjie gorrel en raak 'n bietjie snotters, gaan ek Christus deel maak met dit? Hy is in ons. Kom ons kyk na ander sondes. Ek wil dit nie eens noem nie. Want ek, die heilige God, die skepper wat my gered het, wat ek voorneergeval het en uitgeroep het, weet deel maak van dit? God sondig nie. Hy doen nie die sonde nie. Dis nie wat ek hier sê nie. Hy sê die outeur van sonde nie, hy kan nie sondig nie. Maar wat wel gebeur is, ek bring hom nou in my sonde. Terwyl ek dit doen. Nee, stellig nie, sê apostel Paulus. Ek weet van 'n broer. Julle sal nie hom ken nie, maar ek ken van 'n broer. Ek weet van 'n broer. Ek het 3 jaar saam met hom op pad gestap. En die broer het gegaan dan na hoerhuise toe en as hy geslaap het saam met hulle, dan het hy omgedraai en hulle begin bid. Ja. Boos. Stellig nie. En dit is wat hy hier sê. En daar's 'n intimiteit wat plaasvind tussen 'n man en 'n vrou. Iets spesiaals, nie tussen 'n man en vrou en toys nie. Dan kom jy in vers 16. Weet julle dit nie? Kom aan man, julle moet dit weet, dat julle sal een word, wanneer jy dit doen. So met ander woorde, wat hy dan nie sê, is hy gaan na Genesis hoofstuk 2 van vers 24 toe, en hy herhaal hier, apostel Paulus, Genesis 2 vers 24, waarin die man en die vaders, die man sal die vader sy huis verlaat, en hy sal sy vrou aankleef, en hulle sal een word. En nou vat hy die stap nog verder, hy sê, maar ek en jy gaan een wees. Ek en jy is dan een. Sien, daar's 'n baie diep verhouding met intimiteit met 'n man en 'n vrou. Verskriklik. Jy word aan jou vrou vasgekleef, vasgeweef. Jy's een. Die simpelste voorbeeld wat ek gebruik het toe ek gelê en bid en dink het en wakker geword het en die aand rondgerol het en gedink het daaroor, toe begin ek vir myself te lag om hierdie voorbeeld te gebruik. Dit is eintlik 'n stupide voorbeeld. Maar ek gaan vir julle gee. Jy vat 4 warm water in 'n koppie. En uit daai selfe warm water in 'n koppie het jy eers 'n blokkie ys gaan vries. Né? Dan vat jy die warm water en jy vat die blokkie ys wat van dieselfde water af is. Vat jy die ys en jy gooi hom binne in die warm water. Wat sal gebeur met die blokkie ys? Hy smelt. Hulle is dan 1. Jy sal nie die verskil sien nie. Jy weet nie die verskil nie. Jy en jou vrou is 1. Julle is 1.
Soos wat jy in Christus, wat Christus in jou is. En dis 'n preek op sy eie. To be Christ-like. Ons is een. Jy is aan mekaar geweef. En elke daad wat 'n man en 'n vrou doen met mekaar. Lees vir my, Byland. Gaan vir my na Hebreërs hoofstuk 13 vers 4 toe. Hebreërs hoofstuk 13 vers 4. Hoor wat sê die skrywer van die boek van Hebreërs. Hoe rein 'n bed moet wees. Dat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die wet onbesmet. Want God sal hoereerders en egbreekers oordeel. Maar nee, ons kan ons seks buite die huwelik hê. Dis okay. Ons gaan ons vrou eendag. Regtig? Jy weet nie wat Apostel Paulus hier besig is om te sê nie. Jy moet op bekering kom. As dit jou denke is. Dis gevaarlik. Dis baie, baie gevaarlik. En ek en jy weet net met ons vrou een wees. Kom aan mans, ons is nie baie mans nie. Ons beter met ons eie vrouens een wees. En ek wys vingers eers na myself. En wanneer jy 'n kind van God dan seks het met iemand wat nie sy vrou is nie. En ons doen hierdie immorality, ons doen hierdie daad, bring ons Christus daarin. Vers 17. En hierdie wys net weer vir ons hoe ernstig dit is om met 'n ander persoon dit te doen. Dan kom hy vers 18, amper klaar, en ek gaan was my nou self en ek gaan nou begin klaarmaak. Dan kom ons in vers 18 en in vers 18 kom hy met hierdie groot waarskuwing. Wat sê hy? Vlug van hoerery. Vlug, hardloop. Moenie eens daar luister. Dit is soos Josef en Potifar se vrou, waar die klere nog in die hande was van Potifar. Vlug, hardloop. Hardloop, vinnig. Vinnig. Wanneer jy dit sien op jou foon, maak die ding dood. Moet jy ontslaa raak van die foon, raak ontslaa van die foon. Maar moenie daarna kyk nie. As dit op jou laptop kom, gooi die ding weg. Jy het jare terug reg gekom sonder een, jy gaan nou reg kom sonder een, is dit nie? Sien maar, ons het hierdie goed wat ons opstel, maar ek kan nie. Ek het dit nodig, regtig? So, moenie sonde terg nie. Bly weg van dit af. Moenie met dit speel nie, moenie met sonde flirt nie. Kom aan. Hoe voel dit as 'n ou na jou en hy begin so 'n bietjie te flirt? Ons noem dit onskuldig. Moenie met sonde flirt nie, jy gaan aanval. Moenie ekskuses kry vir sonde nie. Moenie. En moet ook jouself probeer regverdig nie. Want hier kom Spreuke 6 vers 27 en Spreuke 6 vers 27 is baie duidelik. Hy sê as iemand 'n vuur in sy skoot dra sonder dat sy klere verbrand, kan jy vuur in jou skoot maak sonder dat jou klere verbrand? Nee. Dan gaan hy vers 28. Kan iemand dan op gloeiende kolle loop sonder om sy voete te verbrand? Nee. Maar ons wil flirt met sonde. En jy dink jy gaan nie gebrand word nie. Gaan jou verwoes. Gaan jou huwelik verwoes. Gaan jou verhouding met God verwoes. Dan gaan jou vriendskap met familie en vriende verwoes. Gaan jy mekaar uit skeer, gaan jou verbrand. En as ek nie lief was vir julle, en die Here weet ek is julle baie lief, sou ek nie dit gesê het vanoggend. Want hier is liefde wat praat. Ons moet wegbly van die goed. Want dit is deel van huwelik. Ons is besig met ons reeks. Efesiërs 5 vers 3. Kolossense 3 vers 5. Dan maak ek klaar. Amper. Lees gou vir my daai twee. Wat het jy gesê? Efesiërs 5 vers 3. Ja, my nou vry kry. Ek kyk hier.
preek nou is 1/2. Dis 1/2. Preek Ja. nou preek. Misha? Hoe laat preek ek nou? 40 minutes. Ek is amper Kan klaar. ek lees? Ja, lees gou my dan. Maar roerery en allerlei onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaal. Luister. Dit moet nie eens onder ons kinders vir die Here genoem word nie. Maar weet jy wat doen ons in die kerk? Ons praat onder die bel en maak ons grappies. Maar die Bybel sê jy moet dit nie eens noem nie. Ons kan ons broek aftrek vir almal in die kerk. En ons almal lag. Kom aan, ek ons bely ook. Maar hy sê jy moet dit nie eens noem nie onder julle broers nie. Ag, is 'n onskuldige grappie, regtig. Okay, volgende ene. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgoddiens is. Hy gaan hier en dan sê hy hierso. Hy sê nou mooi wat te sê. Enige sonde wat 'n mens doen buite die liggaam. Enige sonde wat 'n mens doen is buite die liggaam. Sê Apostel Paulus wat jy praat hier. Apostel Paulus herhaal net weer wat hulle gesê het. Maar onthou, dis buite die liggaam die sondes wat ons doen. Alles is geoorloof. Paulus sê, wag. Daar's baie sondes wat jy doen met jou liggaam. Ooreet, glad nie, is dit sondigheid in jou liggaam? Okay. Alkoholgebruik, is sondigheid in jou liggaam? Drugs, sondigheid in jou liggaam? So weer eens, is die Apostel Paulus wat dit sê nie. Daar's baie sondes wat ons doen wat ons teen ons liggaam sondig. Baie. Dan sê hy, maar hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. Hy sê jy sondig teen jou eie liggaam. Wanneer jy saam met hoere, daar sondes wat teen jou liggaam is. Hy sê dit baie duidelik hier. Vers 19 kom hy al hoe dieper. Nou maak hy net Christus deel van die liggaam. En nou kom hy nou sê die Heilige Gees is nou in jou. Dubbele porsie. Christus en Heilige Gees. Hy sê, dis 'n tempel. Nou maak hy hierdie koneksie met die Korinteërs kerk. Hy sê, maar hierdie tempel wat julle jy is nou die tempel. Weet jy dit nie? Ag, jy moet dit weet. Julle liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, 'n Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Jy kan nie doen wat jy wil nie, want jy behoort nie aan jouself nie. Ek gaan nie eens diep daarin gaan nie, as gevolg van tyd. Ek het 'n hele bladsy nog al oor. Dan kom hy die laaste vers. Dan kom hy vers 20. En dit is wat ek hou van Apostel Paulus. Hy bring altyd die evangelie weer terug. Hy kom altyd met liefde terug. Nadat hy vermaaning doen, nadat hy vrae gevra het, kom hy weer terug. En hy sê, julle is broers in Christus. Ek het julle lief. Kom ek bring in gedagtenis weer, waarmee ons besig is. Kom ek bring vir julle weer die evangelie. Hy sê hierso, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. En nou begin hy weer met die gospel. Christus wat gesterf het vir my en jou. Christus wat sonde geword het, wat van die kruis af, toe die kruis op binne in sak, en hy het uitgeroep. Dis verby. Finished. Die wraak van God die Vader wat op sy seun afgekom het. En hom verbruisel het aan die kruis vir my en jou. En herinner hulle weer daar. Hy sê, jy sien net, behoort nie net aan God, uit jou geskep as 'n skepsel nie, maar jy behoort ook aan hom, want hy het gesterf, het jou gekoop met 'n duur prys. So vat jou liggaam, en verheerlik Christus daardeur. Laat dit 'n aanneemlike offer wees, 'n reuk wees vir hom. Alles wat ons doen, kom aan kerk. Alles wat ons doen,
Kom ons probeer God verheerlik daardeur. Mense kyk vir jou. Dan sê ons, jy kan van die Here is en jy doen dit. Kom ons gee mense nie eens die geleentheid om dit te doen nie. Kom ons verheerlik God deur ons liggaam. Jy het hier gekom. Jy behoort aan hom. Ons moet God verheerlik deur ons liggaam. Ons het geen reg oor ons eie liggaam. Niks. Die oomblik toe jy op jou knieë val en jou lewe oorgee en hom sê, Here, I died to sin with you. I'm tempted. Maar hoekom doen ons dit dan? En ek praat nie van ons doen dit en ons bely en ons doen dit nie weer nie. Ek praat van 'n patroon. Doen ons dit nie. En as hierdie woord jou hart geraak het vanoggend, kom ons bely. Here, vergewe my. Want hy is regverdig om te vergewe. En ons bly weggaan van hom. Daar is sy genade groot. Sy genade is groot. Kom ons breek met dit. Kom ons stop. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, dit is u onfeilbare woord wat nie kan leeg terugkeer nie. Dankie vir die waarheid, Here. Dankie, Here, dat u vir ons die woord bring, dat ons dit kan verstaan. En Here, wanneer ons hierdie goed sien, waar ons kan bely en sê, Here, vergewe my. Lei my in die waarheid, Here. En ons loof en ons eer die heilige naam. Amen. Amen.